In Efesiërs 4 vers 1 skryf Paulus dat ons lewenswandel in ooreenstemming met ons roeping moet wees. Hoe ek lewe, kom vanuit my roeping uit. My roeping is om God se koninkryk op aarde te bring. My roeping is om vir mense te wys wie God is. En dit bepaal hoe ek lewe. En daarom is ek beskeie. Beskeie beteken nie ek dink min van myself nie. Beskeie beteken ek praat min oor myself. Beskeie beteken dit gaan nie oor my prestasies en oor hoe goed ek is nie, dit gaan oor wie God is. En ek praat eerder oor hom. As my lewenswandel volgens my roeping is, gaan ek vriendelik wees, want God is vriendelik. En ek gaan geduldig wees soos wat God met my is. En ek gaan geduldig wees met myself, en ek gaan geduldig wees met mense. Die aangrypende verhale in die Bybel is waar Jesus 12 disippels roep. En vir 3 jaar is hulle 24 uur van die dag by hom, en na 3 jaar verstaan hulle nog steeds nie. En hy is geduldig met hulle. Dis wie God is, hy is geduldig met ons, hy is geduldig met ons sondes, hy is geduldig met ons nie verstaan nie, hy is geduldig met ons verkeerd leef. En daarom gaan ek jou verdra, en ek gaan myself verdra, en ek gaan sag wees met myself oor die dinge wat ek verkeerd doen. En ek gaan sag wees met jou, en ek gaan in liefde jou verdra, want dis hoe God is. So baie mense vandag bou hulle lewe op wat vir hulle die beste is. En dan sal nie beskeie nie, en dan wil hê mense moet weet hoe wonderlik is hulle, en hulle meet hulle self aan hoeveel mense van hulle dink. En hulle is nie vriendelik nie, want as ek niks uit jou uit kan kry nie, dan het ek geen waarde van jou nie. Ek is net vriendelik met die mense, wat iets gaan beteken. Ek het nie geduld met mense nie, want as jy my nie gaan help nie, dan wil ek niks met jou te doen hê nie. En ek verdra nie mense nie, want jou dwaasheid en jou onvermoë keer my om te bereik wat ek verdien. Paulus sê nee, my lewe gaan nie oor my nie. My lewe gaan oor God. My lewe gaan oor om vir mense te wys wie God is. Wat gaan vandag jou lewenswandel bepaal? Hoe gaan jy vandag lewe? Waarop gaan jy vandag fokus? Gaan jy onthou hoekom jy hier is? Gaan jy onthou hoe God met jou werk? Gaan jy beskeie, vriendelik, geduldig lewe? Gaan jy vandag jouself en ander verdra? Here God, dankie dat U ons lief het, dankie dat U in ons woon, dankie dat U ons kies, dankie dat U ons roep, dankie dat U ons verdra, met al ons foute, met al ons sondes. Dankie dat U geduldig is met ons, dat U aanhou saamstap, al vat dit ons lank, om soos U te lewe. Dankie dat U vriendelik is met ons, dat U met vriendelike oë na ons kyk, met 'n vriendelike stem met ons praat. Leer my, help my, om vandag soos U te lewe. Amen.